Vriende, ek wil vandag wil ek selfs vir 'n God wat sy verbond hou. Dis nou donderdag wat verby was as Hemelvaart. So ons lewe nou na die Hemelvaart, lewe ons in 'n tyd van volheid, geestelike volheid en vervullende geestelike vervullendheid. En dit het my laat terugdink dat God wat dit vir Abraham, toe hy vir Abraham destyds geroep het, in Genesis 12, en dit is 4000 jaar terug, en so 1900 jaar voor Christus het God vir Abraham geroep en gesê, ek wil met jou 'n verbond sluit. Ons lees dit daar in Genesis 17. So ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Hierdie is fenominale woorde. As jy dink aan die grootte daarvan, God beloof vir die mens, hy sal sy God wees. En hy beloof dit nie vir een mens Abraham, hy beloof dit vir al die gelowiges. Vader Abraham, hy is die vader van geloof, van al die gelowiges. Hy beloof dit aan al die gelowiges daarna, hy sal ons God wees. En dit is 'n verskriklike groot belofte. Ons moet verder lees, vers 8. Ek gee aan jou en die nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting, ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom. Jy en jou nageslag en al hulle geslagte. So met ander woorde, God het gesê, hy wil graag ons God wees. Maar hy is nie 'n God vir enige Jan Rapp en sy maat wat hooligans is. Hy wil sy mense moet ordentlike mense wees met inborg, met integriteit, met skoonheid, met reinheid. So, God is 'n God wat staan by sy verbond. Maar die geskiedenis, as ons die geskiedenis gaan lees van die Bybel, van die volk Israel, van die volk van God, dan lyk dit nie of dit heeltyd net so cozy was. Was dit net so cozy? So as byvoorbeeld in Psalm 50, lees ek vir julle gedeelte van Psalm 50 vers 16, lees ek so 'n stukkie wat bietjie rof is, maar ons sien hier dieselfde trend van dinge ook in Jesaja en Jeremia en Esegiel en al die profete het dit ook gesê. Maar kom ons lees Psalm 50 vers 16. Maar vir die goddelose sê God. Hierdie klink nou, as God sê vir die goddelose, klink dit nou wat die ongelowiges praat, maar ek praat nie van ongelowiges nie. As jy die Hebreëse skrif hierso lees, dan sê hy vir julle wat optree soos goddeloses, julle goddelose optreers. So dis die volk van God wat ek weer van praat, maar mense wat optree asof hulle God nie ken. Maar vir die goddelose sê God, waarom sê jy my voorskrifte een vir een op, en jy beroep jou op my verbond? Jy wat afkeer het van wat ek jou leer, en jy nie steur aan wat ek sê. God wil sy mense leer, en hy wil vir hulle sê, luister, maak so, en dis hooligans, en dis hooligans, maak so. Hy sê, maar julle wil nie, hulle steur aan wat ek julle wil leer nie. As jy 'n dief raakloop, breek jy saam met hom in. As jy kans kry, pleeg jy egbreek. As jy jou mond oopmaak, praat jy kwaad. Jou tong rig bedrog aan mekaar. Jy sit en praat teen jou broer, jou eie broer beswaarder het. Moet ek stil bly as jy sulke dinge doen? Dan sal hulle dink ek het net soos jy geword. Nee, ek eis rekenskap van jou, ek kla jou aan. God sê, hy kan ongelukkig nie stil bly as dinge so agteruit gaan. Want as hy stil bly as dinge so agteruit gaan, dan gaan die mense dink, maar God is nou net soos ons. Hy sê nee, dit gaan nie so werk nie. Hy eis rekenskap. Hy sal die saak moet regstel. Jy moet luister na hierdie waarskuwing.
julle wat nie met God rekening hou nie, anders verskeur ek julle sonder dat iemand kan red. Niemand en niks gaan die volk kan red nie. Die slimmigheid en die geld en die mooiigheid en niks nie. God eis rekenskap. En in die geskiedenis, in die Bybel, het die volk ongelukkig verkeerd gekies. Ons lees dit in die Bybel, die volk het verkeerd gekies. Vir hulle was afgode aanlokliker as God se godsdiens. Die tempel en die diensoffers het nie meer die aanloklikheid gehad nie. Die volk het begin om afgode te aanbid. Ons sien dit begin by Salomo. Salomo het al afgode aanbid. Die moraal van die volk het baie laag gedaal. Hulle het nie meer by stopstrate gestop nie. Hulle het eenvoudig net gedoen wat hulle wil. Die gesag het verdwyn. Hulle het nie meer na die leiers geluister, hulle het nie meer na die profete geluister nie. Hulle het nie meer geluister na enige iemand wat God vir hulle gestuur het nie. Hulle eie geregtigheid het basies begin die oorhand kry. Hulle het gemaak soos hulle wil. En hulle het glad nie meer geluister. En God het net eenvoudig gesê, ek gaan dit nie toelaat nie. En van na Salomo het ophou regeer in 930 voor Christus. Na Salomo het God vir hom gesê, omdat jy afgode aanbid, gaan ek jou volk skeer. In 930 voor Christus, toe skeer die volk letterlik in twee. Die noordryk met 10 stamme Israel, en die suidryk met 2 stamme Juda en Benjamin, wat Juda genoem word. En hulle voer is 'n vele oorlog teen mekaar. God se mense begin oorlog teen mekaar voer. En ons lees dan in 1 Korintiërs 15. Dit is nou typies van al hierdie konings wat regeer het, dit in die Bybel staan maar by elke koning, van 930 tot die ballingskap, het daar in die noordryk 19 konings regeer, en in die suidryk 20 konings. So tussen hierdie 39 konings, staan maar dit in die Bybel. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het die pad van sy pa geloop en dieselfde sonde gedoen as die waarmee sy pa vir Israel laat sondig het. Hulle het net uitgerafel. En uiteindelik in 722 voor Christus het God die volk in die hande van die Assiriërs gegee. En al hierdie 19 konings van die noordryk het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En God het gesê, my volk, ek eis rekenskap. En in die 4de regeringsjaar van koning Hizkia, die 7de regeringsjaar van koning Hosea van Israel, seun van Ela, het koning Salmaneser van Assirië teen Samaria opgetrek en die stad beleer. Hy het die stad 3 jaar ingeneem, en in die 6de regeringsjaar van Hizkia, in die 9de regeringsjaar van koning Hosea van Israel, is Samaria verower. Dit is die noordryk Israel, hulle is verower deur Assirië. Die koning van Assirië het die inwoners van Israel as gevangenisse na Assirië toe weggevoer en hulle hervestig in Galag en aan die Gabor rivier en in Goshen en in die stede van Medië. Hulle is heeltemal, hoe dit gewerk het in die oorlog, die meeste soldate is doodgemaak. En dan die sterkerige mense wat bietjie inbors gehad het, hulle is weggevoer. En die gepepel, die swak mense is agtergeloop. Maar dis nie al ons lees verder met vers 12. Dit was omdat die inwoners van Israel nie gehoorsaam was aan die Here en God nie. Hulle het die verbondsverpligting wat die Here op hulle gelê het, alles wat Moses die dienaar van die Here hulle beveel het, oortree. So hierdie was die einde van die volk van God. Dis die einde.
722 voor Christus is hulle vernietig, hulle is weggevoer. 10 stamme van Israel is weggevoer. Na 208 jaar se afgode aanbidding is hulle vernietig. As ons verder lees aan 2 Konings, met volkome oorgawe het hulle gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hom uitgetak. Die Here het so toornig op Israel geword dat hy hulle verwerp het. Onthou die verbondsbelofte. God sal altyd ons God wees, maar hier het God hulle verwerp. Die Here het so toornig op Israel geword dat hy hulle verwerp het. Net die stam Juda het oorgebly. Net die stam Juda het oorgebly in die suide by Jerusalem. Daarom het die Here die hele nageslag van die aartsvader Israel verwerp. Die Here het hulle verdruk deur hulle oor te gee die mag van die plunderaars totdat hulle finaal verwerp het. Wat tog erger gegaan het, die koning van Assirië het inwoners van Babel en van Kuta en van Abba en van Hamat en van Sepharvaim afgebring en hulle in die stede van Maria gevestig in die plek van die Israeliete. Daai koning van Assirië het nou die sterk mense van Media en Perse en van daai ouens afgebring en hulle hier kom vestig sodat hulle hier kan bly in Samaria. En toe as gevolg daarvan ontstaan daar 'n nuwe volk, die Samaritane, die daar ontstaan as gevolg van hierdie verbastering van mense wat hy ingebring het in die ou gepepel waar daar gebly het. Hierdie mense het in Samaria oorgeneem en in die stede daar gaan woon. Dit was die einde van alles. Israel is vernietig. En Israel het nooit weer bestaan nie, tot in 1948. Van 722 voor Christus af, nooit weer bestaan nie, tot die Engelse in 1948 besluit ons maak weer Israel. Juda het nog bestaan, maar alles was verby. Geen omdraaikanse nie, ewige verdoemenis. En dis nie hierdie ding wat gebeur het. Dis nie die eerste keer in die Bybel dat dit gebeur het. Dit het al gebeur. Julle ken die verhaal. As ons teruggaan in Genesis 6 toe, het God het al gedoen in Noag se tyd. Het hy gesê, die wêreld is so vrot, ek sal moet ingryp. En hier sien ons by die Noag verhaal, sien ons God se ware klere. As God veroordeel en oordeel vel, dan doen hy ook verlossing. En toe hierdie vloed gekom het, is die mense wat binne in daai ark was, is verlos. Maar, daar was baie duisende mense buite die ark gewees. Maar die mense wat binne was verlos. En dit sal God altyd doen. Sy genade is altyd groot genoeg om die mense wat sy harte reg is, te verlos. Ons lees dit in Jesaja 10, lees ons bijvoorbeeld die volgende stuk teologie. Daar sal 'n oorblyfsel terugkom na die magtige God toe. Die oorblyfsel van Jakob. Al sal jou mense in Israel so baie wees as die sand van die see, net 'n oorblyfsel sal na die land toe terugkom. So God red daai laaste krummeltjie wat nie vernodig gaan nie, wat skoon gebrand is, red God. En hy begin 'n nuwe ding. So hierdie, as jy nou die res van die geskiedenis, ek lees net in Jesaja 11 vers 1 op 'n stukkie. 'n takkie, 'n klein takkie, sal uitsprei in die stomp van Isaïe. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Jesaja 11 vers 2. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleer en eerbied aan die Here gee. Die takkie sal vreugde vind in diens van die Here. As jy nou hierdie geskiedenis ver vooruitloop, na nog 'n paar honderd jaar, dus die syde van Juda ook in ballingskap en daarna in Babel toe, en
toe in 450 het 'n paar ouens teruggekeer en die Jode het as 'n nuwe volk ontstaan in Jerusalem en hulle het nooit weer 'n koning gehad nie, nooit weer profete gehad nie, nooit weer offerdienste gehad nie. Hulle het maar 'n karige bestaan gehad totdat Christus gebore is, 'n takkie uit die geslag van Isaï. En daar het God 'n nuwe ding begin. So die ding is, God hou sy verbond. Vir elkeen van ons sal hy ons God wees, as ons sy kinders wil wees. Maar hy gaan nie 'n God wees vir mense wat nie sy kinders wil wees nie. Hy het nie ingeskryf daarvoor nie. Hy sê ek sal julle God wees, vir jou kinders en vir hulle kinders. Maar ons sien in die Bybel en die geskiedenis, God is nie sommer net 'n kind vir almal wat hooligans is. Hy is 'n God vir mense wat sy kinders wil wees. Amen. Goed saam. Here, baie dankie dat ons hierdie waarheid van die verlede kan sien en weet, Here, die genade is groot, maar die genade omsluit nie vreemde verskynsels en dinge wat nie in u boeke en u grense val. Die genade is groot vir die opregte kinders, mense wat deernis is, mense wat omgee, mense wat lief is vir die wêreld, mense wat hou van goddelike dinge. Baie dankie, Here, dat ons die genade kan ervaar in hierdie oorblysel wat die weer begin het in Jesus Christus kan deel hê. Maak ons oë oop, maak ons harte oop, dat ons hierdie dinge kan verstaan en kan sien, en dat ons in die genade kan verder leef. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, as daar enige vrae